Gaan kerkmense hemel toe? Wat as kerk toe gaan nie genoeg is nie? Hierdie boodskap kan jou hele lewe en jou ewigheid verander. Welkom, dis tyd vir Waagmoed en Lewe. Ek is Marina Meiburg. Verkry waagmoed deur inspirasie, geloof en wysheid uit God se woord vir jou lewe. Hallo vriende! Vandag verwelkom ek jou by die heel eerste episode van Waagmoed en Lewe, wat Dinsdae se vroue met waagmoed en Donderdae se Crowned with Boldness vervang. Kom ons gesels lekker in Afrikaans en maak die program nie uitsluitlik vir vroue nie. So manne, julle is amptelik ingesluit, ook op Dinsdae en Donderdae. Ek wil sommer afskop met 'n vraag, wat dalk ongemaklik is, maar onder geen omstandighede kritiek of oordeel uit my hart uitspreek nie. Dit is ook nie om 'n spesifieke groep onder een kam te skeer nie, maar bloot 'n beginsel wat ek by jou wil tuisbring. En natuurlik, my hoofdoel, ek wil jou help om seker te wees dat jy hemel toe gaan. So my vraag, gaan kerkmense hemel toe? Wat is jou antwoord hierop? Gesels 'n bietjie met my hieronder in die kommentaar. Ek vra nie, gaan goeie mense hemel toe nie. Ook nie, gaan mense wat probeer reg lewe hemel toe nie. Dit is geselsies vir 'n ander dag. Vandag vra ek, is kerk toe gaan genoeg om hemel toe te gaan? Nou, jy sal met my saamstem dat ons nogals hoor mense verskoon of verdedig hulle self met ek is 'n kerkmens of ja, ons is kerkmense. Wat beteken dit regtig? Beteken dit jy gaan elke Sondag kerk toe? Of dat jy groot geword het in die kerk? Of dat jy jouself 'n Christen noem en met kerk assosieer? Of is jy iemand wat kerk toe gaan omdat jy Jesus liefhet? Jesus praat baie ernstig met jou en my in Matteus 7 vers 21, as hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. En dan sê Jesus iets wat ons eintlik so bietjie laat stil word, net so effentjies verder in vers 23. Hy sê, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Ek het julle nooit geken nie. Hierdie woorde laat mens nogals regop sit, nê? Vriende, dis nie 'n kwessie van kerkbywoning nie. Dit is 'n kwessie van verhouding. 'n Mens ken iemand mos as jy met hulle 'n verhouding het. So, jy kan baie van Jesus weet. Selfs die Bybel al 'n paar keer deurgelees het en elke Sondag kerk toe gaan. Maar leef jy saam met hom? Dit is my vraag aan jou. Thomas vra vir Jesus in Johannes 14 vers 5, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, en ook vir jou en my, as ons hierdie vraag sou vra in vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus het nie gesê die kerk is die weg nie,
Hy het gesê, en dit tel vandag steeds, ek is die weg. Verstaan my asseblief mooi, kerk toe gaan is goed. Dit is Bybels en gelowiges kom saam om God korporatief te aanbid, mekaar te versterk, nood raak te sien en as die liggaam van Christus te funksioneer. Maar wanneer kerk net 'n gewoonte is, wanneer kerk net tradisie is, wanneer kerk net kultuur is, en jou hart is ver van Jesus, vriend, dan is jy in die moeilikheid. Dan het dit tyd geword vir eerlike introspeksie. En dit is die doel van my gesels met jou vandag. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê vir ons, ondersoek julself of julle in die geloof is. Stel julself op die proef, of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie. Hierdie is nie 'n dreigement nie, dis 'n uitnodiging tot selfondersoek en versekering. En dan het jy waarskynlik al gehoor, nê, dalk self ook gesê, ek wil niks met die kerk te doen hê nie. Kyk hoe leef kerkmense. Ouch. Ek sit eintlik sommer nou op die puntjie van my stoel, want wanneer ons mond bely dat ons Christene is, maar ons oggend en aand praatjies bewys die teendeel, dan raak mense verward oor wie Jesus werklik is. Want die kerk is veronderstel om Jesus te verteenwoordig, stem jy met my saam? Ons woorde dra gewig, vriende, ons voorbeeld maak 'n indruk. Mense kyk, mense hoor, mense beoordeel en veroordeel. Daarom moet ek en jy onsself vra, is ek 'n naam Christen, 'n kerkmens, of leef ek in 'n lewende verhouding met Jesus Christus? Vriend, as jy vandag nodig het om 'n daadwerklike verandering in jou lewe te maak, Jesus roep na jou in Openbaring 3 vers 20. Hy staan by die deur van jou hart en hy klop. As jy sy stem hoor en die deur oopmaak, sal hy by jou ingaan en jou lewe vul met sy teenwoordigheid, liefde, genade en krag. Hy vra nie dat jy uit gewoonte of tradisie kerk bywoon nie. Hy vra jou hart, jou hele lewe, en hy begeer om met jou in verhouding te wees. Die hemel en ewige lewe kom nie deur tradisie nie. Dit kom nie deur kultuur nie, nie deur lidmaatskap nie, en verseker nie deur die kerk se voorportaal nie. Die ewige lewe kom alleenlik deur Jesus Christus, wanneer jy jou lewe volkome aan hom oorgee, wanneer jy hom vertrou as jou Here en Verlosser, en wanneer jy daagliks met hom wandel. Ek raasie vandag nie, ek pleit so hard by jou, moenie dat 'n term soos kerkmens jou mislei nie. Moenie aanvaar jou saak met God is reg, net omdat jy gewoond is om kerk toe te gaan nie. Die vraag is nie, gaan jy kerk toe nie? Die vraag is, ken jy vir Jesus? En ken hy vir jou? Kom ons bid saam. Vader, u woord is die waarheid. Ek vra dat hierdie boodskap
Nie net leefwoorde sal wees wat verbygaan nie, maar saad wat diep in harte inval. Heilige Gees, bring lig waar daar onsekerheid is, bring oortuiging waar daar misleiding of selfregverdiging is, bring vrede waar daar twyfel is. Vader, ek vra, as daar iemand luister wat net op gewoonte of tradisie vertrou, maak asseblief hulle oë oop om die waarheid te sien, dat redding in U alleen is, in niks anders nie. En as daar iemand is wat U werklik liefhet, maar onseker voel oor hul ewige sekerheid, vra ek dat U die bevestiging in hul harte sal gee. Jesus, ons wil nie net U naam ken nie, ons wil hê U moet ons ken. Laat elke luisteraar vandag met sekerheid kan sê, my lewe behoort aan Jesus Christus. Ek loof en dank U en ek prys U naam. Amen. Vriende, donderdag kuier ek verder met jou in Afrikaans by Waagmoed en Lewe. Tot dan, seën en vrede.